Want hy beskerm my teen die duiwel. Hy stuur sy engele om my te bewaar. Sy bloed bewaar my. Hy ondersteun my, hy hou my staande, hy maak my sterk in hierdie langer uitgerekte tydperk in my lewe waar ek wag op die belofte. Sien hulle iets van die Here se bonatuurlike betrokkenheid by hulle lewe terwyl die wonderwerk uitbly. Ek moet die Here vertrou vir sy tydbepaling en die manier waarop hy dinge doen. Maar die Here gee vir hulle konstante oorwinnings op pad na hulle beloofde land toe. Ons kon ons toevlug op baie plekke gesoek het. Maar ek en jy is hier vandag. Hoekom is ek en jy hierso? Want ons soek die Here. Sy gees werk kragtig in my lewe en om my is hierdie klein genades wat ek sien. Al het die lewe my 'n klap gegee, al het die lewe my gestamp, dat ek nie weet waar ek trek nie. Dan weet ek, God is in my. Asemrowende God, grote God, almagtige God. Dankie Here dat ons vanoggend 'n geleentheid het om aan U die lof, die eer en die aanbidding te bring. Ons weet ons aanbid 'n groot God. Ons sien elke dag wondertekens en wonderdade rondom ons. En ons besef elke nuwe môre is ons genade nuut. En ons dankie daarvoor. Here, ons bid vanoggend vir hierdie diens verder. Ons bid vir die gemeentelede. Ons bid vir elkeen wat hier is, Here. Ons bid en vra dat U ons op die plek sal ontmoet waar ons U die nodigste het vanoggend. Here, ons bid vanmôre vir hulle wat seer het, wat hartseer is. Ons bid en vra dat U vertroosting sal bied, Here. Ons bid vanmôre vir al ons vrouens, dat hulle veilig sal arriveer terug by hulle huise na die kamp, Here. En ons bid vanmôre vir die woord wat uitgaan. Ons bid, Here, dat dit geseën sal wees, en ons weet U het alreeds 'n doel en 'n beplanning en 'n rede hoekom ons hier is en hoekom ons dit moet aanhoor. En ons vra U seëninge verder op hierdie diens. En ons dankie, Here, ons harte loop oor van blydskap. Ons maak U groot, Here, want ons weet, Here, ons aanbid 'n God wat antwoord en wat luister. En ons dankie daarvoor. Amen. Staan op in die naam van die Here en leef in sy oorwinningskrag. Dit is wat ek vir julle voel vanmôre. Ek voel hier's ouens wat plat geloop is, wat passief in jou gees is, en die Here rig jou op vanmôre deur die krag van die Heilige Gees. En ek wil so graag vanmôre, soos die Here op my hart gelê het, met julle praat oor hou aan om aan te hou. Hou net aan om aan te hou. Hou aan, hou aan, hou aan. Nou ons kry in die Bybel baie voorbeelde van skielike wonderwerke, onmiddellike, vinnige wonderwerke, wat net so gebeur. Dit is soos God wat ingryp en iets gebeur dadelik. Ons lees in die Ou Testament dan van die Nuwe Testament. Ons sien byvoorbeeld dat Jesus net mense gesond maak, brode vermeerder, visse vermeerder. Dis in 'n oomblik gebeur hierdie groot ingrypings van God. En ek en jy het dit ook al beleef in ons lewe, wanneer jy 'n oproep kry en hulle sê, jy het die werk. Wanneer jy weet dat jy gebid het en God het ingegryp in hierdie siekte toestand, dat jy weet God het my uit hierdie donker depressie uitgelig in 'n oomblik. Ek weet van mense wat in 'n oomblik uit 'n donker depressie gelig is. Party mense het 'n langer pad wat hulle loop. Maar daar's oomblikke wat God net groot goed in jou lewe doen in 'n oomblik. Julle weet, hulle sê mos altyd, ek sê altyd die ouens wat nou evolusie verkondig, want dit is nie so uitgemaakte teorie nie, hoor, julle kan maar 'n bietjie navorsing doen daaroor. Dan sê hulle soveel miljoene jare en biljoene en wat ook al, dan nou uiteindelik hier's 'n mens, ploeps, hier sê nou, né? Dan verstaan nie daai versie wat sê Jesus terug om gaan ons in 'n oogwink verander word nie. Geen miljoene jare nie, so oogwink, want jy 'n verheerlikte liggaam. Jesus het nie miljoene jare nodig om jou 'n nuwe mens te maak nie. Jy gaan in 'n oogwink verander word. En as God my in 'n oogwink kan verander, kan hy mense in 'n oogwink, kan hy hele skepping in 'n oogwink tot stand bring.
Hy's God. En die wetenskap is besig om sirkels te hardloop, hulle hardloop in hulle eie teorieë vas en is dit nie snaaks nie. Die Bybel bly maar die waarheid. Dis 'n ou boek, maar dis 'n wonderlike boek. Hy praat die waarheid en hoe meer jy in hom inhardloop, hoe meer besef jy, gee maar net genoeg tyd. Die ouens gaan hulle self ophang in hulle eie toue wat hulle uitlê, is dit nie waar nie. Maar ons sien baie keer God se almag net so in 'n oomblik. Jy weet nie waar gaan die wonderwerk vandaan kom en 'n ou bel jou en hy sê man, hier's 'n R1000 vir jou. En jy weet net God het in 'n oomblik in my lewe voorsien. Maar dan is daar tye wat die deurbraak uitbly, wat die antwoord nie dadelik kom nie. Ons almal ken dit ook. Net soos ek die ingrypings van God ken ons ook die oomblikke wat die Here nie dadelik in my lewe ingryp nie en hy's God. Ek hoef nie altyd rede te verstaan nie, maar ek weet nie dat die Here nie dadelik ingryp nie. Dis wanneer jou kind daai deurlopende uitdaging ervaar by die skool met maatjies, met voel ek presteer nie genoeg nie, voel ons almal ken hierdie kinders grootmaak ding, né? Wanneer jy beleef net my kind is in 'n uitgerekte tyd. Dis 'n moeilike tyd vir my kind en jy bid vir jou kind en jy vra vir uitkoms, maar dit kom nie dadelik nie. Daar's oomblikke dat jy werk hard in jou jaar, jy het regtig by die werk ingesit met jou studies en jy het ingesit in die projekte wat jy aangepak het en dit het net vir jou gevoel, maar dit gaan stadig hierdie ding gaan stadig. Ek het vir die Here gevra om my te help en dit gaan eintlik nou, wat eintlik in 2 maande moes klaar wees, is nou 2 jaar. En dinge gaan stadig. Jy bereik, jy self beleef 'n uitgerekte moeilike tyd, jy dalk 'n verlies gehad. Hier's mense in ons gemeente vandag wat geweldige verliese gehad het hierdie jaar. Wat geliefdes verloor het. En jy's in hierdie tyd en dit voel vir jou, ek weet ek moet uit hierdie ding uitkom, maar hoe gaan ek uit hierdie donker hartseer van my uitkom en ek loop hierdie moeilike pad en ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Dalk het jy nie 'n goeie floreerende geestelike 2025 nie. Ons is nou hier September, né? En dalk sien jy, ek het sulke hoë ideale gehad geestelik vir my lewe. Dit voel vir my ek het nie daarby uitgekom. Dis bietjie uitdagend, moeilik. Ek voel nie, dit voel vir my ek loop deur modderwater die hele tyd. Dit voel vir my niks kom maklik nie. Alles kom moeilik hierdie jaar. En dit voel vir my ek wou meer gebid het, ek wou meer Bybel gelees het, ek wou meer betrokke gewees het, ek wou my bediening uitgeleef het, ek het soveel drome gehad om vir God 'n verskil te maak met my lewe, en ek het nie daarby uitgekom nie, en dit voel vir jou, ja, alles gaan so sleurgang, alles gaan so stadig, die antwoord het nie dadelik gekom nie. Dalk gaan jou huwelik maar so 'n bietjie sukkel hierdie jaar. Julle weet, baie keer moet jy pas op vir jou new normal. Baie keer is jou new normal nie normal nie. Hulle praat van jou new normal. Jy raak maar net gewoond, dis nie normaal nie. Dis nie normaal dat 'n man en vrou met mekaar praat nie. Dis nie normaal dat mense op mekaar gil en skree nie. Dis nie normaal nie. Maar dit word baie mense se normaal in hulle huise dat verhoudinge absoluut chaos is. Maar dit word jou nuwe normaal. Dis abnormaal. Dis nie 'n nuwe normaal nie, dis abnormaal. En ons moenie sê dis 'n nuwe, dis abnormaal. Die wêreld om ons het hulle verstand verloor. Ons kyk na daai sluipmoord op Charlie Kirk in Amerika. Ons sien die wêreld het mal geraak. Jy beleef dalk op hierdie oomblik dat dinge in jou lewe nie uitwerk nie. Jy bid vir goed, dit kom nie. Jy hoop vir goed, dit breek nie deur nie. Ander keer werk God skielik en hy gryp in. Ander kere wag 'n ou. Is daar 'n wagtyd. En hierdie wagtye is deel van ons geestelike lewe. Of ons dit nou wil hê of nie, dis deel van ons geestelike lewe. Maar in daai tye beteken dit nie dat God nie wonderwerkend in jou lewe werk nie. Dan doen hy nie noodwendig goed om jou en vir jou nie, maar hy doen goed in jou. Kan jy amen sê? Dieselfde God wat Jesus uit die dood opgewerk het, werk dan in daai oomblik in jou. Hy werk in jou. En as die saak uitbly en die antwoord kom nie, en dinge draai nie om nie, is hy steeds aan die werk in my, om my staande te hou, om te keer dat ek uit mekaar uitval, om te keer dat ek inkonk, om te keer dat alles net in my lewe platval. Dan hou sy krag
my staande, dat ek die lewe in die oë kan kyk, dat ek hom kan dien, dat ek hom nog steeds kan loof, dat ek hom kan prys, dat ek kerk toe kan kom en dat ek in die krag van die Here kan lewe, want hy werk in my. Dit beteken, al sien ek hom nie om my en ek sien nie dat hy goed vir my doen nie, beleef ek dat sy krag is aktief en werksaam in my lewe. Halleluja, in my lewe. En ek kan steeds aanhou om gehoorsaam te wees en die saad van gehoorsaamheid te saai. Want hy beskerm my teen die duiwel. Hy stuur sy engele om my te bewaar. Sy bloed bewaar my. Hy ondersteun my, hy hou my staande, hy maak my sterk in hierdie langer uitgerekte tydperk in my lewe waar ek wag op die belofte om waar te word, waar ek wag op die antwoord om te kom. En party antwoorde in hierdie lewe gaan in hierdie aardse lewe kom. Maar party antwoorde gaan in die hemel kom. Maar God gaan sy beloftes teen jou hou. Kan jy halleluja sê? Moet tog nooit net jou hoop op hierdie wêreld vir die Here sit nie, maar ons kan ongelooflike dinge van die Here verwag in hierdie aardse bestaan. Halleluja. Hy werk in my, wonderwerkend. En baie keer in tye wat ek nie die Here sien werk vir my en dinge skuif en dinge verander nie, dan begin ek baie keer ongelowig word, twyfel, in my hart begin opstaan en ek begin maklik negatief raak en kla en ek sê partykeer goed wat ek nie moet sê nie, tree op maniere wat ek nie moet optree nie, vind weer my troos in goed wat ek nie my troos moet vind nie. Bottels en allerhande goeters, vind my troos in goed wat ek nie my troos moet vind nie, en dan maak God nie my toevlug nie. Die Bybel leer ons in Filippense 2 vers 13 in die Nuwe Lewende Vertaling, dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk. Dis mos God. Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. Wat in julle werk. Kan ons halleluja sê? In ons werk. Hy maak ons sterk deur sy gees. Halleluja. Soms skuif hy berge. Hy kloof die see. Dinge gebeur. God beweeg en ons sien sy hand. Ons juig daaroor en dis ons verwagting dat hy dit altyd en altyd vir ons sal doen. Maar daar kom tye, daar bietjie meer uitgerekte tye in ons lewens dat ons wag. Wag vir God om in ons lewe te werk op 'n bonatuurlike, wonderlike wyse in daai tyd. Werk hy nie net in my nie, maar hy doen ook klein wonderwerkies vir my langs die pad. Sy hand van voorsiening is oop oor my lewe. Ek sien dit, daar's sorg, daar's beskerming. Hy's by my, werk in my en hy's op 'n besondere manier by my. En al is die belofte nog nie waar nie, is God in my werksaam en om my werksaam, hy hou my staande. Kyk net wat het met die volk Israel gebeur toe hulle uit Egipte gegaan het. Hulle is daar in die woestyn. 'n woestyn is 'n woestyn. Dis 'n aaklige plek. Die son brand jou, die sand is warm. Daar's gevaarlike diere. Dis 'n harde ongenaakbare plek waar mense sterf. 'n Woestyn is mense se graf. En die Here lei hierdie mense in 'n woestyn in. En dan staan daar in Deuteronomium 29 vers 5, en ek het julle 40 jaar, die Here sê vir hulle, en ek het julle 40 jaar lank in die woestyn laat trek. Julle klere het nie verslyt nie, ewemin die skoen aan jou voet. En al was hulle nie in die beloofde land nie, was God by hulle. En kon nog steeds sy hand sien, klere wat nie verslyt nie, skoene wat nie verslyt nie. Sien hulle iets van die Here se bonatuurlike betrokkenheid by hulle lewe terwyl die wonderwerk uitbly. Hy sorg vir manna wat val uit die hemel, daai brood, die water uit 'n rots, uit die wolk wat vir hulle skadu gee in die dag. Maar die volk kla, want hulle is nog nie in die beloofde land nie. Hulle sien nie God se wonders elke dag om hulle en by hulle nie en in hulle nie. En hulle kla, want hulle is nog nie in hulle beloofde land. En ek en pas op om nie daai gesindheid hê nie. In daai tyd moet ek en jy vir die Here sê, dankie Here. Ek sien nog nie die waar word van die belofte nie, maar ek sien U reeds by my en ek eer U daarvoor. Ek eer U nou daarvoor, Here. U is by my. Die uitkoms is nog nie hier nie. Daar's nog teenstand, daar's nog stryd, daar's nog 'n opdraande wat ek moet loop. Maar U werk in my, U maak my sterk, Here, en U oog is op my. En ek sien klein dade van U krag en werklikheid om my, Here. Daar's klein genades
wat my lewe vul. En wanneer ek figuurlik gesproke nou hierdie berg moet uit, en ek sien, dinge gaan 'n bietjie tyd vat hierso. Dinge het anders uitgewerk as wat ek gedink het. Dan moet ek God vertrou vir sy tydbepaling, hoe hy dinge gaan doen, en die wyse waarop hy dit gaan doen. Anderster sal ek dit nie maak nie. Ek moet die Here vertrou vir sy tydbepaling en die manier waarop hy dinge doen. En al voel dit vir my, ek loop deur die woestyn, bietjie 'n uitgerekte pad na my belofte toe. Dis bietjie 'n langer pad na die doel wat ek het, wat die Here in my hart gesit het, gaan ek steeds op hierdie pad vyande oorwin, want Israel word aangeval deur vyande. Hulle word bedreig, maar die Here gee vir hulle konstante oorwinnings op pad na hulle beloofde land toe. Die Here gee vir hulle oorwinnings. En so kry ek en jy sielsvyande wat ons aanval, moedeloosheid, neerslagtigheid wat ons aanval, dinge wat ons wil platdruk in die grond, vrees, verwyte, ongeloof, ons glo die leuns van die duiwel, al hierdie vyande, en die Here help my om hierdie goed op pad na my beloofde land nog steeds in oorwinning te lewe, in die naam van Jesus oorwinning te behaal. Halleluja. Tree vir tree, een tree op 'n slag na God se belofte. En baie beloftes gaan ons in hierdie aardse lewe in besit neem, en baie beloftes gaan ons in die hemel in besit neem. Soms is dit moeilik as die deur toe bly, of as daar stadige vooruitsing is, stadige vooruitgang is. Dit is soms moeilik as die deur toe bly en daar stadige vooruitgang. Maar kyk jy om jou, kyk na jouself. Jy's in die kerk vandag. Ons is hier. Ons kon op baie plekke gewees het vandag. Ons kon ons toevlug op baie plekke gesoek het. Maar ek en jy is hier vandag. Hoekom is ek en jy hierso? Want ons soek die Here. En ons kan bely vandag, die Here hou ons staande. Ek is hier omdat God my staande hou. Jy's hier omdat die Here jou vashou. Jy loof nog, jy prys nog. Daar's nog oorwinning in jou gees. Jy's nog toegewyd aan die Here. Jy bou op die waarheid van die woord. Jy sien uit na die groot dinge wat God in jou lewe gaan doen. Jy het nog hoop in jou hart. Hoe kry jy dit reg? As jy jou storie vir my vertel, ek vertel ook my storie vir jou, gaan jy sê, hoe het jy dit gemaak tot hier? Hoe het jy dit gemaak? En jy glimlag nog, en jy sê nog die Here is goed, en jy het nog 'n lied in jou hart, hoe kry jy dit reg? Dan kan jy en ek vandag uitroep en sê, dis God wat in my werk. Hy hou my staande. Halleluja. Kan ons die Here lofoffer gee in hierdie kerk vanmôre? Die duiwel het alles teen jou gegooi. Alles het teen jou gegooi. Halleluja. Alles vir jou gegooi. Hy wil jou plat hardloop. En hy's dalk op hierdie oomblik besig, voel dit vir jou, hy gooi alles vir jou. Maar daar's 'n God wat jou staande hou. Hy maak jou sterk deur sy gees, prys sy wonderlike naam. En hy werk net in jou, en hy werk ook daar in jou lewe, voorsien, hy sorg, hy hou jou vas, hy dra jou. Ja, by jou. Ons lees in die boek Daniël van sy 3 vriende. En ons lees die storie daar in Daniël 3 van koning Nebukadneser, wat 'n reuse goue beeld maak. En sê, in sy hele koninkryk moet almal nou voor hierdie beeld kom bid. En daar is 3 Joodse jong manne wat sê, ons gaan dit nie doen nie. Nou gee hulle 'n tweede kans. Nebukadneser, nou waarskei hy hulle, daar in Daniël 3 vers 5, en hy sê, nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld aanbid, sodra julle die geluid hoor van die trompet, die fluit, die siter, die lier, die harp, en dit word nou geblaas, of ander instrumente. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien, en hy het mag om ons te red uit die brandende oond. Sien jy? Hy het ons mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit u mag uit. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet, dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser wit geword van woede vir Sadrag, Mesach en Abednego en opdrag gegee, dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Dan lees ons, hulle buig nie voor die beeld nie, hulle word in hierdie brandende vuuroond gegooi, en die manne wat hulle ingooi, daai oond is so warm, dat hulle dood verbrand. En dan sien ons iets gebeur, terwyl hy manne in die oond gegooi word. En dis daarvan in Daniël 3 vers 24. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, terwyl hulle hierdie 3 manne in die oond sien loop wat nie verbrand nie, het ons dan nie 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom,
dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne, wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur. En die 4de lyk soos 'n hemelwese. Wie was hier die 4de man? Jesus Christus. Toe het Nebukadnesar na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Sê 'n bietjie uitgekom. Toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die 4 niks aan hulle liggame kon doen nie. Dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie en dat hulle klere niks makkeer nie. En jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie. Halleluja. Daar is kere dat God jou uit die vuur onthou. Dat ek nie in die moeilikheid kom nie, dat God keer dat sekere dinge in my lewe gebeur. Daar's ander kere dat ek binne in die vuur beland. Ek en jy. Dat God ons nie keer dat ons in die vuur ingaan nie, maar dat ons in die vuur ingaan. En hy kon maklik daai vuur doodgemaak het, hy kon met sy almag die vuur laat doodgaan het, hy kon die koning van gedagte laat verander het, om hierdie manne uit die oond uit te hou. In 'n oomblik kon hy hulle red, maar hy het nie. Hy het hulle in die vuuroond in laat gaan. Maar soms is die pad deur die vuur, die pad waar hy verheerlik sal word, en waardeur sy plan in 'n groter mate in my lewe sal ontvou. Dit gaan nie buite die vuur gebeur nie, maar dit gaan deur die vuur gebeur. Dat hy groter heerlikheid gaan ontvang, en dat my lewe gaan verander, en dat sy plan in 'n groter mate in my lewe gaan deurbreek. Wens ek kon partykeer uit die vuur uit gebly het. Dat daar nie moeilikheid in my lewe was nie. Maar soms in daardie tye het ek God die naaste gevoel, en het ek geweet, die pottebakker is besig om 'n groot werk in hierdie oomblik in my hart te doen. Dan lees ons verder, hierdie waarheid, hoe God verheerlik word, en hoe God se plan vir hierdie man ontvou. Ons lees in Daniël 3 vers 28, toe sê die koning, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego kom die eer toe. Hierdie koning sê, geen ander God mag nou aanbid word nie, net hierdie God moet aanbid word, hy's groot. En ons sien daar in vers 20, hoe hy hulle voorspoedig maak, en hulle vorentoe vat op hulle lewenspad, dat hulle vir hulle God kan leef. God haal my soms, hy keer soms dat ek in die moeilikheid kom, hy weerhou siekte van my, hy weerhou hartseer van my, maar soms beleef ek hartseer. Soms beleef ek 'n stryd, ek verstaan nie altyd hoekom nie. Maar in daai vuur leer hierdie storie my, dat God by my sal wees. Hy sal in my werk, en hy sal met sy genade en sy guns by my wees, te beskerm, te ondersteun en te help, op pad na die waarmaak van die belofte toe, om my uit die vuur uit te kry. Wanneer jy bid en niks verander en niks verbeter nie, en die lig breek nie deur nie, en dinge neem langer as wat jy gedink het, weet net God is by jou. As dinge skeefloop in jou lewe, moenie dink is omdat jy te min geloof het, of maar daar fout in jou verhouding met Jesus is nie. Daar is seker kere dat dit ook seker so is, enkele kere. Maar as kind van God, moet ons weet, soms kom ek in die vuur. Sadrag, Mesach en Abednego het niks verkeerd gedoen nie. Job het niks verkeerd gedoen nie. Maar dis in daai tyd dat God my staande hou. Hy help my dat ek nie insink nie. Dat ek nie uit mekaar val nie. Hy onderhou my, ondersteun my, hou my vas. Hy beskerm my teen die duiwel, sy magte. Hy stuur sy engele. Halleluja. Sy gees werk kragtig in my lewe, en om my is hierdie klein genades wat ek sien, van hoe die Here vir my deure oopmaak en help, op pad na dit wat hy my beloof het. En ek raak nie moedeloos, as ek nog nie die nuwe kar het, en ek het nog nie die huis nie, maar op pad is God met my besig. Op pad is God met my besig. Daarom sê 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hy's in my, en hy werk vir my. Psalm 18 vers 30 sê, daarom kan ek en jy met 'n vasberade en 'n dapper en 'n oorwinnende gees lewe. Al sien ek nog nie die waarmaak van al God se beloftes nie. Al sien ek nog nie alles nie. Al het die lewe my 'n klap gegee, al het die lewe my gestamp, dat ek nie weet waar ek trek nie. Dan weet ek, God is in my.
En as klein genades wat my lewe vul en sy groter plan sal in my lewe deurbreek en ek sal die hemel sien en ek gaan eendag die koning van konings sien en ek gaan hom aanbid. Maar op hierdie pad, hierdie aardse pad, gaan die volgende vers my deel wees. Psalm 18 vers 30. Met u hulp loop ek 'n oormag storm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Ja, soms hou hy jou uit die vuur, uit die storms, uit die woestyn. Ander kere in die woestyn. Daar's kere dat dit gebeur, ek verstaan nie. Maar dan weet ek die 4de man is by my. Jesus Christus die Heer wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. As jy oor jou lewe terugkyk, kind van God, moes daar tydperke gewees het dat jy gesê het, ek's klaar, probeer nie meer nie. Probeer nie meer met hierdie huwelik nie, ek probeer nie meer om 'n Christen te wees nie, ek probeer nie meer 'n beter mens wees nie, ek het genoeg geprobeer. Ek gee op. Ek gaan nie meer my drome najag nie. God het iets in jou hart geplant, maar of dit 'n besigheid is wat jy moet plant, of 'n bediening is wat jy moet doen, of 'n saak wat jy moet aanpak, en jy gee net op, en jy sê nee, ek gee op. Ek gaan nie meer met hierdie bediening voort nie, die teenstand is te groot. Ek gaan ophou om die mens te word wat God begeer ek moet wees. Ek gaan ophou om lief te hê. Ek gaan ophou om lief te hê. Liefde werk nie. Mense trap op my. Ek gaan ophou glo. Wat help dit om te glo? Niks verander tog nie. Ek gaan ophou hoop. Daai oomblik toe die deure toegebly het, toe mense jou diep seer gemaak het, jy gefaal het, jy misluk het. Daai tydperke moes jy opgegee het, kind van die Here. Maar jy het nie. Eintlik moes jy, volgens alle menslike oorwegings moes jy opgegee het, maar jy het nie. Want God was by jou. Die 4de man was by jou gewees. Jesus was by jou in die vuur. En ek en jy is hier vandag. Halleluja. Julle weet, Dawid het ook iets hiervan beleef en ek wil begin afsluit. Dawid het dit ook beleef in sy lewe. As 'n jong tiener gebeur goed geweldig vinnig in sy lewe. Samuel, die profeet, daag daar by hulle huis op, salf hom as 'n koning in 'n oomblik. Salwing van God op hom en die volgende week maak hy Goliat daar op 'n slagveld dood, 'n magtige vegter. Hy word opgeroep na Saul se paleis toe in 'n ommesientjie. Verander hierdie jong man se lewe net so. Verander sy lewe in 'n oomblik. Maar toe verander alles en vir plus minus 13 jaar, dalk bietjie langer, korter, moes hy vir Saul vlug, want Saul wil hom doodmaak, die koning. Jaloers op hom, haat hom. Hy dink hy wil sy troon hê en nou moet arme Dawid vlug in 'n woestyn. Hy vlug. En kan julle dink dat vir soveel jare, ons kan dink vir 'n maand lank, as ou vir 'n maand lank weghardloop. Dis 'n lang tyd. Jy kan dink as ou vir 6 maande wegkruip en vir 'n ou wat hom soek wegkruip, is 'n lang tyd. Julle maar vir 13 jaar. Vir 13 jaar bly in die woestyn. Hy kruip in grotte weg. Ek dink hy moes baie keer gevoel het, dis so onregverdig. Hoe werk hierdie 13 jaar? Hoe gebeur dit dat ek jaar na jaar hierdie selfe uitdaging het dat ek letterlik moet wegkruip? Anders gaan hierdie ou my kom doodmaak. Toe kom maar 'n dag dat aan Saul berig gebring word waar Dawid is, hulle het hom opgespoor. En hulle kom om aan te val en hom dood te maak. En ons lees daarvan in 1 Samuel 23 vers 25, net om te wys hoe hierdie klein genades, hierdie klein ingrypings van God in ons lewe werk op pad na ons belofte toe. Dawid was gesalf om koning te wees en hier is hy in 'n woestyn. En hier kom 'n koning om hom dood te maak. Maar kyk hierdie klein genade, kyk nie die hand van God wat nog steeds in sy lewe werksaam is, wat in hierdie man se lewe werk. Ons lees in 1 Samuel 23 vers 25. Toe Saul en sy manskappe hom gaan soek, is dit aan Dawid vertel. En hy het na die kliprand toe gegaan, nog in die Maon woestyn. Saul het dit verneem en Dawid in die Maon woestyn agtervolg. Saul het aan die een kant van die berg langs gegaan en Dawid en sy manne net aan die ander kant. En toe Dawid bang voor Saul wegvlug. Terwyl hierdie man het nie meer krag gehad om te veg nie. Hy vlug weg. Terwyl Saul en al sy manskappe en al Dawid en sy manne begin omsingel om hulle te vang. Hulle word omsingel. Dit is doodsake hierdie. God se droom gaan vernietig word in hierdie man se lewe. Kom daar 'n boodskapper by Saul en sê, maak gou, ek kom, want die Filistyne het die land ingeval. Op daai oomblik. Toe Dawid in die grootste moeilikheid is, bewerk God dat die Filistyne die land inval.
En Saul moet net sy poging, hy het Dawid gehad, daar los en hy moet teruggaan. En Saul het opgehou om Dawid te agtervolg en het die Filistyne tegemoet gegaan. Al was Dawid nog nie op die troon nie, het God vir hom 'n klein wonder bewerk. So doen God dit in my en jou lewe. Ons fokus soms daar ver op dit wat nog nie waar geword het nie, dat ons nie God se hand in ons en om ons elke dag sien, soos ons hierdie lewenspad loop nie. Mag ek en jy dankbaar wees vir God se werk nou in my en om my. Halleluja. Want Jesaja 35 vers 6 sê, strome water sal uit die woestyn uitbars. Daar sal riviere loop in die droë wêreld. Dalk beleef jy 'n droë wêreld op hierdie oomblik. Riviere sal loop. God wat in jou lewe werk. Halleluja. God sal sy naam in jou lewe verheerlik. Vir Dawid was dit 'n uitgerekte tyd. Goed, het op 'n stadium vinnig gebeur, toe is dit uitgerek. En hy het op die troon gaan sit. En hy het koning geword van Israel. So sal God se beloftes in my en jou lewe ook waar word. Sy beloftes sal in jou lewe ook waar word. Kan jy halleluja sê? Halleluja. En hy werk met 'n kragtige werking in ons. Dieselfde kragtige werking waarmee hy Jesus uit die dood opgewek het, sê Efesiërs 1 vers 19 tot 20. God werk met daai krag in jou lewe. Maar dalk sit jy hier vandag en jy sê, ja, ek wens ek kan sê ek het staande gebly. Ek het moedeloos geword, ek het negatief begin word, ek het my oog begin afhou van die einddoel van my geloof, my verhouding met Jesus het verswak, en ek wens ek kon vandag gesê het, dit gaan goed met my, maar eintlik is ek op 'n slegte plek. Maar Spreuke 24 vers 16 is 'n goeie vers vir jou, want 7 maal val die regverdige, en staan weer op. Vanmôre is opstaantyd in jou lewe, in hierdie kerk. Staan op, en jaag weer God se plan met die krag van Jesus wat in jou lewe werk. Ek dank God vir skielike ingrypings in my lewe. Ek weet jy doen dit in jou lewe ook. Dankie Here toe jy net ingegryp het. Ek dank God ook wat my staande gehou het in tye toe ek gevoel het die lewe is te veel. En dit doen hy in ons lewe. Nog 2 versies, dan gaan ek amen sê. Jesaja 46 vers 3 sê, God kyk na my oor my hele lewe. Luister na my, nageslag van Jakob. Almal wat oor is uit die nageslag van Israel. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek luister nou na 'n dominee wat preek. Hy sê, hulle vertel ons hierdie storie van die 2 rye voetspore, en dan word dit 1 ry voetspore, en dan sê Jesus gewoonlik vir die persoon, daai 1 ry voetspore is waar ek jou gedra het, maar daai 2 ry spore is waar jy sterk was om te loop. Hierdie dominee sê, luister, my hele lewe is net 1 ry voetspore. Daar's nêrens 2 rye voetspore nie. Daar's net 1 ry. Die Here dra my die hele tyd. Dawid skryf op 'n stadium, Psalm 68 vers 20, en daarmee sluit ek af. Geloof sy die Here, dag na dag, dra hy ons. God is ons hulp. Halleluja! Kom ons gee die Here lof op in hierdie kerk vanmôre. Halleluja, halleluja, halleluja. Kan jy opstaan in hierdie kerk saam?